Welkom by vandag se verkenning. Ons gaan vandag so bietjie dieper delf in Osaka se Yoto-distrik, sy geskiedenis, sy verborgde stories. Alles gebaseer op die bronne wat jy verskaf het? Ja, dis reg. Ons gaan kyk na 'n paar fascinerende stories van, samurai-strategieë Tot naoorlogse oorlewing, né? Dis 'n wye spektrum. absoluut. Ons begin in die feodale tyd, dan 'n draai by Meiji-era folklore en ons eindig met 'n regtig aangrypende verhaal na die Tweede Wêreldoorlog. Klink goed. So jy sal sien hoe hierdie verskillende drade eintlik die karakter van Yoto vorm. Kom ons spring weg. Reg? Goed, ons eerste stop, dit vat ons terug na ongeveer 1580, die tyd van Toyotomi Hideyoshi, die Sekime heiligdom. Ja, die Susanoo Mikoto Jinja. Interessant genoeg, gestig toe Osaka kasteel gebou is, blykbaar om te beskerm teen die Demoonpoort. Die Demoonpoort, vertel gou meer. Presies. Dis waar die Nanamagari inkom. 'n Pad met, 7 skerp draaie. 7. Hoekom soveel? Om vyande te vertraag. 'n Baie doelbewuste ontwerp. So jy die fisiese verdediging van die pad en dan die geestelike beskerming van die heiligdom. Tipies van daai tyd. Dis nogal slim. En die heiligdom self, toegewy aan Susanoo Mikoto? Ja, die god van storms en die see. So dit bied simbolies beskerming teen rampe en, kyk, die plek het oorstromings en windskade oorleef. En die gemeenskap het dit telkens herbou. Dis reg. Dit sê nogal iets oor hulle veerkragtigheid en toewyding. Daar's ook 'n koneksie met keiser Meiji, het ek gelees. Ja, blykbaar het hy daar gerus tydens 'n besoek. Daar's selfs 'n monument. Dis vandag 'n baie stil plek, amper weggesteek in 'n woonbuurt. Perfek vir iemand wat soek na 'n rustige oomblik, 'n regte versteekte juweel. Goed, van samurai verdediging, waarheen neem die volgende storie ons? Wel, nou spring ons vorentoe na die Meiji-era, so rondom 1889, na die Fuke Inari heiligdom, en hier kry ons 'n stukkie fascinerende folklore. O, ek dink ek weet waarvan jy praat. Die Kitsune Yuramiri, die vostroue. Presies. Elke Januarie hang die inwoners rooi papier lanterns op. Wat soos vosgesigte lyk. Ja. Maar wat's die storie daagter? Die legende draai om 'n apteker, Yamamoto Tokujiro. Die verhaal gaan dat hy eendag 'n optog van jakkalse gesien het. Hulle het lanterns gedra. Regtig? Jakkalse met lanterns? Ja, so vertel die storie. Hy het hulle gevolg tot by die heiligdom, spesifiek na 'n put, die Reiko no I, die geestelike vosput. En daar het hy 'n visioen gehad. 'n Visioen. Wat het hy gesien? Blykbaar het die visioen gelei tot die ontdekking van 'n medisyneresep en daai medisyne het glo mense gered tydens 'n epidemie wat toe geheers het. Sjoe, dis 'n kragtige verhaal. Dit wys hoe folklore en gemeenskapsrituele kan help, veral in moeilike tye. Absoluut. En dis nie net 'n storie nie. Die heiligdom het meer as 300 klipvosbeelde. En die water uit daai put word steeds seremonieel gebruik. Dit hou die legende lewendig. En vir besoekers, wat kan hulle daar ervaar? Wel, natuurlik die voslanterns in Januarie. Jy kan ook matcha tee proe wat met water uit die put gemaak is. Maar hier's 'n ware insiderwenk. Ja, As jy 'n klein UV-liggie het, kan jy dit op die basis van party van die ouer vosbeelde skyn. en dan? Dan sien jy dalk flou wense vir gesondheid, vir geluk, wat mense meer as 'n eeu gelede daarin gekerf het. Dis amper soos 'n versteekte boodskap uit die Meiji-tyd. Dis ongelooflik. Van voslegendes nou wel 'n heel ander soort verhaal, né? Die naoorlogse tydperk. Ja, die laaste storie vat ons na 'n baie moeilike tyd. Net na die Tweede Wêreldoorlog, so 1946. Die Tsurumachi rivieroewer was toe 'n groot swartmark. Kos was bitter skaars. En die storie begin met 'n ongeluk. Dis reg, 'n Amerikaanse weermagstrok het blykbaar daar naby omgeslaan en reuse pampoene het uitgerol. Pampoene. Ja, van die Wans. Amerikaanse weermag. Ja. En 'n plaaslike boer, Fujita Shigeru, het van die pitte in die hande gekry. Dis waar die wondervrugte vandaan kom. Presies, maar dis die detail wat so aangrypend is. Fujita was nie net 'n boer nie, hy was vindingkrik. Hy het 'n kode op een van die pampoene gesien, US 7 Omega. US Omega 7. Wat het hy daaruit gemaak?
Wel, hy het dit geïnterpreteer, US vir Amerikaans natuurlik, maar Omega, hy het gedink dit staan vir weerstand, dank teen droogte of moeilike toestande, en die 7 vir die ideale grond-pH. Dis nogal slim gedink. Baie. Onthou, die grond was verwoes na die oorlog. Suur. So hy het as en kalk uit die oorlogspyn gebruik om die grond te behandel. En toe die pitte geplant. Ja, en hy het reuse pampoene gekweek. Ongelooflik groot. Die wondervrugte. Maar die belangrikste deel is wat hy toegedoen het, is dit nie? Absoluut. Hy het dit nie vir homself gehou nie. Hy het die pampoene en die pitte met sy bure gedeel. In 'n tyd van erge hongersnood het hy gehelp om lewens te red. Dit wys jou net. Daai gees van samewerking. Ja, dis innovasie uit nood gebore, maar ook gemeenskapsgees. Die pampoen het 'n simbool geword. Meer as net kos, 'n simbool van hoop, van herstel. Daar was mos selfs 'n storie oor 'n dief. Ja, en nogal aangrypend. Blykbaar het iemand 'n pampoen gesteel, maar toe later 'n sak rys en 'n nota gelos. Wat het die note gesê? Iets soos vir die lewensreddende guns 10voudig terugbetaal, selfs die dief het die waarde erken. Ongelooflik. En vandag is daar nog iets wat herinner aan hierdie storie. Definitief. Daar's 'n jaarlikse pampoenfees in die Tsurmachi winkelstraat en daar's 'n monument wat daai pampoenkode USO07 herdenk. Jy kan dit gaan sien. So as ons nou terugkyk, samurai-verdediging, jakkalslegendes, naoorlogse pampoene, dis nogal 'n mengelmoes. Ja, maar dit skets saam 'n prentjie van Giotto se diepte, sy veerkragtigheid deur verskillende eras. Presies, van strategiese heiligdomme tot wonderbaarlike pampoene, Giotto se geskiedenis is duidelik vol verrassings en versteekte lae. Hierdie is maar net 'n paar hoogtepunte uit die bronne wat jy gedeel het. Dit laat 'n mens nogal dink, nê? Hoeveel sulke stories, sulke lae van betekenis, lê nie ook in ons eie woonbuurte begrawe nie. Miskien net om die draai van waar jy nou is. Dis 'n goeie punt. Ja, miskien as jy nou geïnspireer is deur Giotto se verhale, kan jy begin soek na die geskiedenis wat reg onder jou eie voete lê. Jy weet nooit wat jy dalk sal ontdek nie.